Ek wil in besonder vir ons paas, wat hier is vandag, 'n baie geseënde Vadersdag toewens. Mag die Here se seën op u rus en mag die Here u nog vir baie jare vir die huisgesin en vir die werk van die Here spaar. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees word u elkeen toegebid. Vrede vir u. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om in die huis van die Here te kan wees. Baie dankie dat ons vanmôre 'n Vader het wat vir ons omgee. 'n Here Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het. En dankie vir die Heilige Gees wat by ons is, wat in ons is. Here, baie dankie dat ons kan ook vanoggend sê, deurgedra deur die storms van die lewe was hy altyd deur getrou. Ebeneser tot hier toe het die Here ons gedra. Dankie, daar's daar wat ons nie kon loop nie, wat u ons gedra het. En ons eer u daarvoor, Here. Ons wil bid dat u vandag hierdie diens sal seën. Elke verrigting wat hier sal plaasvind, dat dit u goedkeuring en u seën sal wegdra. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom sluit die oë. Troue God, ons Here en Hemelse Vader, Here, aan U kom toe die lof en die eer van ons harte. Ons dank U, Here, dat ons vanoggend as 'n gemeente hier by mekaar kan wees. Ons dank U vir die geleentheid wat ons het om ook meer te leer vanoggend van geopende deure. Here, ons dank U vir die werk wat hulle doen en waar dit ook op ons harte lê, om ook meer betrokke te raak vir ons U, dat U ons deur U Gees sal lei, as dit ook op ons pad sal lê. Ons dank U vir U woord wat U vanoggend vir ons bring, van Dominee van der Walt. Ons wil werklik waar ook bid dat U hom ook seën in die werk waar U hom geroep het. Hemelse Vader, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elkeen wat hier sit, U ken elkeen van ons uitdagings. Ons bid veral vir hulle wat siek is, Hemelse Vader, dat U ook uitkoms sal gee. En ons bid, Here, dat U ook met ons land sal wees. U weet wat is die omstandighede in ons land. Ons bid, Here, dat U ons leiers bewus sal maak dat U is die koning van die koning. En ons wil bid dat ons as 'n nasie tot bekering sal kom. Hemelse Vader, ons bid dat U in hierdie week met elkeen van ons sal wees. Hou ons vas, Here, behoed en bewaar ons. En as dit U wil is, bring ons volgende week veilig weer by mekaar. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons sê vir baie dankie. Nou, ek wil by die geleentheid vir Dominee Ernst baie dankie sê vir die geleentheid wat ek het om hier te kan optree, ook vir die bestuursraad en dan vir Christo Toppen wat vir my die reëlings getref het. Baie dankie Christo, ek waardeer dit opreg. Dan vir elkeen wat my gehelp het daar by die deure, vir ons klankmense, ons musiekmense, baie dankie vir elkeen se bydrae. Mag die Here u ryklik seën. Geliefdes, ek wil vir ons voorlees uit die woord van die Here in Spreuke 23 en ek lees vanaf vers 15. My seun, as jy 'n wyse mens word, sal dit my baie vreugde verskaf. Ek sal juig as wat jy sê altyd reg is. Moenie afgunstig wees op sondaars nie. Wees ywerig om die Here te dien. Dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie onneem word nie. Ek net graag vers 18 herhaal uit die ou vertaling. Waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Geliefdes, om ons lyk dit behoorlik donker. Die laaste klompie jare het die een ramp na die ander een die aarde getref. As ons dink aan die tsunami, waar ongeveer 234.000 mense in 'n paar dae hulle lewe verloor het. Ons dink aan 9/11 of 11/9, waar vliegtuie in die World Trade Center vasgevlieg het
en 2 massiewe geboue in 'n kwessie van 'n paar ure in mekaar getuimel het en duisende mense hulle lewe verloor het. Ongeveer dieselfde tyd het daar oorstromings plaasgevind in China en 180.000 mense verloor hulle lewe. In Februarie 2023 het geweldige aardbewings Turkye en Irak getref. En geliefdes, 53.000 mense verloor hulle lewe, is Turkye en Sirië. In September 2023, toe reën het in die berge in Sirië, en die water kom af en dit vloei in 'n dam en die damwal breek en dit vloei in 'n tweede damwal. En hierdie damwal breek ook en die water vloei deur 'n dorpie en 25.000 mense word weggevoer. Ons dink aan die geweldige veldbrande wat plaasgevind die laaste tyd hier onder besonder in Los Angeles en ook in Kanada die laaste paar dae. Ons dink aan oorstromings in Australië, in Rusland, in Italië, in Indië en ook in Suid-Afrika. Geweldige oorstromings wat duisende mense dakloos gelaat het en ook lewens geëis in die laaste week in die Oos-Kaap. Praat hulle van, ek dink 86 mense wat reeds gesterf het. Ons dink aan rampe wat plaasgevind het in Suid-Korea, waar die vliegtuig geval het en 170 mense sterwe. In die week in Indië het gehoor van daardie vliegtuig wat daar geval het en 265 mense sterwe. Die een ramp op die ander een tref die aarde. Siektes soos die SARS-virus, die vigsvirus, Ebola-virus, varkgriep en die COVID-19 is die oorsaak dat miljoene mense die laaste paar jaar op die aarde gesterf het. Siklone soos Katrina, Freddy en Milton is die rede dat 100.000 mense hulle huise ontneem is en duisende mense het gesterwe. Hongersnood eis daagliks duisende mense in Afrika, in Indië en ook in Suid-Amerika. Wat ons eie land aanbetref, word dinge dag vir dag net meer ondraaglik. Ek dink ons ouer garde sal daarmee saamstem. Jy ken nie meer jou eie land nie. Kan daar nog 'n nasie trots wees? Behalwe as die wêreldbeker cricket en die rugby wen. Waaroor ons dankbaar is. Geliefdes, want 85 mense word per dag in Suid-Afrika vermoor. 'n jaar gelede was dit 58, nou is dit al 85. In 'n kwessie van 3 maande 7700 mense wat hulle lewe verloor het as gevolg van moord. In daardie selfde periode van 3 maande word 10.000 vroue verkragt. Dis net die aangemelde gevalle. In lande soos Noorwe en Swede is die moordsyfer per jaar maar 50. In die Seychelles is dit 0, maar in Suid-Afrika 85 mense per dag. Hoeveel ou kindertjies word nie elke maand vermoor deur aborsies nie? Hoeveel plaasmoorde neem nie die lewens van plaasmense nie? Armoede, werkloosheid en misdaad is besig om geweldig toe te neem met rasseskrede. Geliefdes, dinge lyk regtig donker om ons. Vanmôre het ek dalk nie 'n kitsoplossing vir elke landsprobleem nie. Ek het vanmôre dalk nie 'n kitsoplossing vir mense se persoonlike probleme nie. Maar geliefdes, ek is vanmôre hier met 'n boodskap van die Here af, naamlik die woorde van Spreuke 23. Waarlik, daar is vir jou 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Ek dink jy gaan met my saamstem dat die laaste klompie jare is dit of die Here ons Suid-Afrikaners stroop van ons sekuriteite. Jy is nie meer seker of jou plaas jou eie is nie. Jy is nie meer seker of jou huis jou eie is nie, of jou pensioengeld jou eie is nie. Daar is net een ding waarop u en ek kan vanmôre vertrou en is die woorde van ons Here Jesus Christus. Glo in God en glo in my. Hy is ons enigste hoop wat daar nog vir ons oor is. Hy wat dag vir dag vir ons intree by ons Vader. Geliefdes, daar is genoeg rede om depressief te raak. Maar in hierdie duisternis is God se woord vir ons 'n lig. Daar is vir jou 'n toekoms. Daar is vir jou hoop.
Geliefdes, ek dank die Here vir sy woord wat sê, dat die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig. Dit maak nie saak hoe donker dit op die wêreldfront raak nie. Dit kan nooit die lig van God in die harte van sy kinders uitblus nie. Van die begin van die eeue af na Jesus se hemelvaart was daar vervolging. Die disippels is omtrent almal doodgemaak. Paulus, jy weet wat het hy deurgegaan? Jy weet, as ons mens lees in Hebreërs 11, dan sien ons dat hulle die kinders van die Here in stukke gekap het. Het hulle vir die leeu's gevoer. Nero het die Christene aan die pale vasgemaak, met teer gesmeer en die aande aan die brand gesteek om lig vir sy perde te gee. Hulle is weggedryf het in spelonke en in grotte en in woestyne moes hulle oorleef. Maar hulle kon die stem van die kind van die Here nie stilmaak. En daarom is u en ek vandag hier, oor mense wat hulle lig laat skyn het, en die sodoende u en ek ook tot redding kon kom. Toe Job in sy grootste van benoudheid kom, toe roep hy uit, ek weet my verlosser lewe. Dawid skryf in Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. Geliefdes, ek dank die Here, dat ons hoop is nie vanmôre gevestig op 'n mens nie. Ons hoop is nie gevestig op 'n regering nie. Ons hoop is nie gevestig vanmôre op die goudprys, of die dollarprys, of die olieprys, of die aandelebeurs nie. Ons hoop is nie vanmôre gevestig, liewe broer en suster, op die groot assuransie wat ek moontlik kan bekom nie. Ons hoop is nie gevestig op my groot neseier wat weggebeer is, of my goeie betrekking nie. Ons hoop is nie vanmôre gevestig op die tralies voor die vensters nie. Ons hoop is vanmôre nie gevestig, geliefdes, op die groot assurансiepolis wat my huis en my kar dek nie. Ons hoop is nie gevestig vanmôre op die groot hond wat om die huis hardloop en die huis beskerm nie. Ons hoop is nie vanmôre gevestig op die pistool wat onder my kopkussing is nie. Nee. Ons hoop is gevestig op ons redder, verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Hy, waar die woord van God sê, my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Die wêreld kan bankrot wees. Die wêreld kan geen hoop hê nie. Ons hoop is gevestig op die onwankelbare rots, Jesus Christus. Geliefdes, die kommuniste, die antichriste en die moslims sê dis verby met julle Christene. My woord wat ek lees sê, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Die woord van die Here sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As die Here seën, wie kan vervloek? Die woord van die Here sê, dat hy wat in jou en my is groter as hy wat in die wêreld is. Die woord van die Here sê, ek gee hulle ewige lewe en niemand sal hulle uit my hand uitruk. Geen kommunis, geen antichrist, geen moslim gaan u uit die hand van die Here ruk. Die hare van jou hoof is vandag getel. Ek dank die Here, liewe broer en suster, dat ons vandag nie meer geestelik dood is nie, maar ons lewend gemaak deur ons Here Jesus Christus. Paulus skryf in die Romeine, hy sê, wie sal my verlos van die liggaam van die dood? En hy antwoord, hy sê, ek dank my God deur Jesus Christus. In 1984 was ek in geweldige depressie en as gevolg van dit wou ek my eie lewe neem en ook die van my gesin. Maar ek dank die Here, ek het uitgekom by NG Kerk Pastorie in Lewoebo in die Noord-Transvaal, by Tannie Ria Eys en Dominee Erik Eys. En daar in die sitkamer het die Here Jesus met my ontmoet. En die Here verlos my in een oomblik van depressie en van rook. En hy verander my hele lewe en hy wederbaar my. En dit is nou meer as 40 jaar deur sy groot genade wat ek die Here kan dien. Geliefdes, 'n dogtertjie lê in die nag en sy word bang. En sy roep vir haar papi, papi. En die pa word wakker en hy dog nee, sy praat seker maar na slaap. En hy bly toe stil. En sy roep bietjie harder, papi. Hy dog nee wat, dis nog nie ernstig genoeg nie. En hy wag nog 'n oomblik. En toe roep sy op die stop van haar stem, papi. En geliefdes, daardie roep wat 'n mens se haar op jou hoof laat rys.
En hy lê daar in sy bed en hy sê vir haar, ja my ou kindjie, wat is dit? Sy sê, papa, ek wil maar net weet of papa daar is. Geliefdes, ek dank God vir Jesus, wat altyd daar is. Hy het beloof, ek sal julle nooit begewe of julle ooit verlaat nie. Kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek dank God vir Jesus wat die storms in 'n mens se lewe kan stilmaak. Ek dank God vir Jesus wat kan hoop gee aan die hopelose. Ek dank God vir Jesus wat jou swak hand kan vat en iemand sterker as jy se hand kan sit in die Vader se hand. Ek dank God vir Jesus wat saam met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond was. Die koning sê, het ons nie 3 manne in die vuuroond gegooi nie? En nou is daar 'n 4de, 'n godeseun, toe is Jesus saam met hulle in die vuuroond. Die Engelse vertaling sê, the Son of God were in the furnace with him. Die Here is saam met jou in jou stryd en jou probleme. Hy is saam met jou in die vuuroond, hy los jou nie alleen nie. Die disippels sukkel daar op jou bootjie om te vaar na die oorkant van die see van Galilea. Daar nie, julle weet nou goed daarvan af. Toe kom die Here Jesus op die water aangestap. En hulle skrik en hy sê, moenie vrees nie. Dit is ek. En geliefdes, toe Jesus in die boot klim, toe sien ons die eerste motorboot wat daar in die wêreld was. Die skrif sê het onmiddellik aan die ander kant gekom. Toe kom hulle dadelik aan die ander kant. As Jesus in die boot klim, dan kom jy aan die ander kant. Nou wil ek jy vertel van 'n geval van 'n ou dogter wat saam met haar onbekeerde vriend op die plaas gaan kuier. En die Sondagmiddag, soos wat die plaasmense maar maak, toe laai die ou moeder vir hulle vleis in die boot, ek sê nou maar die boot, in die kattebak, en dit is melk, en is eiers, en is groente, en is varsgebakte brood en beskuit, en allerhande lekker dinge, laai sy daar agter in die kattebak, in die boot. En toe sy by die kar staan, toe sê sy vir die dogter, my kinders, julle moet onder die bloed van Jesus ry. Sy het seker 'n aanvoeling gehad, dat daar iets gaan gebeur. En hierdie dogter, sy wil nou haar onbekeerde vriend, wil sy nou nie in die gesig vat nie. En sy sê die verskriklike woorde. Sy sê, mami, julle met julle Here Jesus, en julle 'n bloedpleit. Sy sê, Jesus kan maar in die boot ry. Ry daar weg. En nie ver daarvan af nie, is in hulle ongeluk. En al 2 hierdie jong mense is op slag dood. Toe hulle die kar is 'n totale wrak. Toe met groot moeite die kattebak of die boot oopmaak, toe is daar nie eers 1 eier in daardie boot gebreek nie. Want as Jesus in die boot is of in die boot, dan kom jy veilig aan die ander kant. Geliefdes, iemand het eendag so pragtig gesê, Here, ek verstaan nie alles wat met my gebeur nie, maar nogtans sal ek U vertrou. U sit vanmôre hier in die huis van die Here. U verstaan ook nie alles wat met jou gebeur nie. Mense gaan dit mee baie goed, maar met jou gaan dit nie goed nie. Ander mense finansiëel baie sterk af en jy sukkel. Ander mense word gesond en jy word nie gesond nie. Ander mense het gelukkige huwelikslewens, jy dit nie. Ander mense het goeie werk en is gelukkig en jy nie. En jy verstaan nie, Here, ek dien nie, maar hoekom gaan dit so met my? Dan wil ek vanmôre net die woorde aanhaal van hierdie persoon. Al verstaan ek nie, nogtans sal ek die Here vertrou. Dis die moeite werd om die Here te vertrou, te midde van al jou aanslae, te midde van die duisternis wat op die aarde is dit die moeite werd om Jesus te vertrou. Geliefdes, Jesaja 43 sê, as jy deur die water gaan, dit sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, dit sal jou nie skroei nie, want ek, die Here, is met jou. Geliefdes, daar is vir jou 'n toekoms, ook in Suid-Afrika. Daar is vir jou hoop in Jesus Christus. Ek wil u vanmôre bemoedig. Jesus het gesê, hou goeie moed, dis ek. Kinders van die Here, te midde van al die aanslae, die donkerte en alles wat op die aarde aan die gang is. Hou goeie moed. Daar is vir jou 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Binnekort gaan die bassein van God blaas.
Binnekort gaan ons die stem van Jesus hoor en gaan ons hom tegemoet in die lig. En sal dit nie wonderlik en heerlik saam met hom wees nie. Ek wil u vanmôre verseker dat die hemel gaan opmaak vir al jou stryd, vir al jou probleme, vir al jou moeilikhede. Dit gaan die moeite werd wees om daar by hom te wees waar geen smarte, geen afskeid, geen trane, geen siekte en geen stryd sal wees nie. Kom ons hou vas aan die Here in hierdie dae. Daar is vir jou hoop, daar is vir jou 'n toekoms in Jesus. Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave,